Willem, goeiemôre. Het is lekker om vandag hier in de natuur te wees na 'n vol naweek en 'n mooi Sondag waar ons die koningskap van ons Here voorop kon stel en kon beleef. As jy terugdink aan gister, wat is daar wat vir jou uitstaan? Fanny, ja, dankie môre. Dit het my net weer getref as ons teruggaan na die psalms toe oor hoe ideaal die koning vir ons geskets word. Oor hoe die Here, as hy daai profesie, daai vooruitsien na ons Here Jesus toe gee, dat dit so volmaak is. En dit het op 'n manier weer kom bietjie krap in my hart oor hoe dink ek aan leierskap vandag en die onvolmaaktheid van alle leiers. Ouens wat oor my aangestel is, maar ook daar waar ek in my eie huis en in my eie lewe in leiersposisies soms moet optree. En ek dink in plaas van om te verval in iets van 'n moedeloosheid daaroor, is dit belangrik dat ons teruggaan na daai prent. En dat ons weer en weer gaan kyk en besef hoe volmaak is ons Here Jesus as koning wat oor ons regeer. En ek dink dis belangrik, nee, wat vandag regeer. Nie net iemand wat nog moet kom nie, maar wat gekom het. 'n Kruis wat staan en 'n graf wat oop is en 'n koning wat gekroon is. En ek dink daar lê ons roeping as kerk vandag, as Christene, om te sê, maar leef ons werklik sy koningskap uit. Leef ons as mense wat regeer word deur sy woord en gees. Of is ons oor so gevestig net op die hier en die nou en op hierdie wêreld, dat ons eintlik nie daai groter perspektief het van die koning wat oor ons regeer, van ewig oor ons regeer. En die dinge wat vandag nie inpas by daai koningskap nie, dit is die dinge wat verby gaan. En daar lê vir ons 'n toekoms voor met die vreugde van hierdie volmaakte koning wat vandag al oor ons regeer. En dan met die uitdaging wat ook uit Psalm 101 na vore gekom het, om daai eendag in te leef in hierdie wêreld van vandag. Waar is die koningskap van Christus? Dis waar sy Christene is. Ja. En waar hulle hierdie koningskap van God proklameer. Ja. Mooi. En nou gaan ons skepping toe. Ek weet jy self lief vir hierdie onderwerp en neem graag foto's en al die dinge. Vertel bietjie hoe sien jy die oorgang? Ek dink, laat ons eers oor die oorgang praat. As ons besef God is koning, nie net oor my lewe nie, of oor die kerk se lewe nie, maar oor sy ganse skepping, nie eers net die aarde en die heelal. Dan begin lofprysing 'n spontane ding word. Dis eers wanneer daar groot dinge gebeur, soos 'n aardbewing op Potchefstroom, dat ons weer opnuut 'n bietjie wonder oor hoe klein is ons en hoe magtig is God om 'n aarde te kan skud. En ek dink ons as kerk van die Here, en dit is waarop ons hierdie week gaan fokus, as gelowiges, moet meer maak van die skepping as 'n openbaring van God. Ja. En ons moet 'n groter harmonie met die skepping begin saam sing aan die lof van God. En die psalms is daaroor baie duidelik. Afgesien dat die psalms in beeldende taal geskryf is, hoe kan God nou ook met ons praat behalwe met die taal wat ons verstaan? Hoe kan ons God loof behalwe in die skepping waarin ons leef? Behalwe dit roep die psalms ons op om voortdurend saam met die skepping te sing. Die heelal, die aarde, die see, alles moet sing tot lof van die Here. En ons verarm ons deur eintlik onsself te onttrek uit die skepping. Ons gaan sit in kantore, ons hou teologiese seminare in versorgde geboue. Ons vergader as kerk binne in 'n gebou waar ons die temperatuur kan beheer. En op die manier maak ons onsself los. Ons sonder ons af in ons godsdiens van die natuur af. En ek dink dit speel ook in op ons verantwoordelikheid dat ons nie die skepping van die Here so sien en so hanteer soos wat die Here dit van ons verwag. So ja, ons is deel van die skepping, nietige mens, soos Psalm 8 sê, en tog deur die Here met 'n verantwoordelikheid op die aarde geplaas. En mag ons leer om meer en meer nou reeds die nuwe hemel, die nuwe aarde onder die nuwe hemel hier uit te leef. En daai harmonie tussen God en sy skepping en ons as mense hier te kan beleef. Ek is inderdaad opgewonde en sien uit na hierdie. Seën vir die week se voorbereidings, luister graag.